Dis regtig vir my 'n voorreg om vanmiddag hier by u te wees. Hier is nie 'n groot, hier's genoeg ondersoek hier agter, maar hier's nie groot wetenskap nie, maar om vir u die geleentheid, ons dankie vir die geleentheid om ons storie te kan kom vertel hier. Ek wil begin, en mense wat my al by akademiese kongresse hoor optree, het weet ek gebruik vreeslik graag die tweede aanhaling, maar ek het 'n nuwe een tot my repertoire gevoeg. En die van Einstein wat sê, we cannot solve the problems we've created with the same thinking that created them. Meen daarmee dat ons moet begin nuut kyk na ons omgewing. En ons moet dalk heeltemal uit die kas uitkom as ons kyk na taaloplossings. En dan die baie bekende Eckhart Wolff, wat 'n taalsosioloog Duitser is, wat sê, language is not everything in education, but without language, everything is nothing in education. Die geweldige groot rol wat taal speel uiteindelik in alle vlakke van onderwys en spesifiek dan ook in hoër onderwys. Voor ek regtig by die agenda kom, moet ek u so 'n bietjie agtergrond gee oor wat ons by die Noordwes Universiteit doen. Weet jy, ons het van voor ons samesmeltingsdae, nou weet ek nie of u weet, ons is 'n saamgestelde universiteit, wat uit die ou PUVCAO en die University of the Northwest saamgestel is, by wyse van 'n nasionale dekreet. Selfs voor ons 'n nuwe een instelling geword het, is die taalgesprek reeds op die tafel geplaas. Van die begin af van mekaar gesê, niks is ononderhandelbaar nie, en taal was van die begin af oorverd deel van die agenda. Dit lei toe uiteindelik daartoe dat ons op 'n konsulterende manier kom by 'n taalbeleid nadat die universiteit tot stand gekom het in 2004, en ons het meer as 5000 mense betrek by 'n taalaudit, om te kom waar ons vandag is, oor al 3 die kampusse van die universiteit. Destyds was daar nog 'n 4de een ook bygevoeg, wat intussen nie meer deel is van ons nie. Ons is nou uiteindelik by 'n plek waar ons sê, ons het 'n pragmatiese, probleemoplossende, proaktiewe benadering. Ons het die wil van die mense gehoor, 4-5 jaar gelede, ons gaan nou binnekort weer in 'n nuwe taalbeplanningsfase in, wat ons hersien. Ons hele beleid hang aan die etiket van funksionele meertaligheid. En jy moet die seggingskrag en die draagkrag van die byvoeglike naamwoord funksioneel nie onderskat nie. Wat ons doen, word deur hierdie begrip saamgevat. So wil kan ons nou 'n bietjie meer daaroor praat. Ons het 3 amptelike tale, maar ons onderskei ook, ons voeg ook 'n 4de taal by as 'n werkstaal. Amptelike tale is Afrikaans, Engels en Setswana. Dit beteken, ons webbladsy sal julle in 3 tale kry. Kommunikasie, die visiekanselier se kantoor sal julle in 3 tale kry. Ons personeelblad is in 3 tale beskikbaar. Maar omdat een van ons kampusse in die Valdriehoek is, in Gauteng lê, en Sesotho daardie streekstaal is, het ons Sesotho vir Valdriehoek doeleindes toegevoeg as 'n werkstaal. Ons het 'n enkele taalbeleid van die universiteit is 'n enkele stel beleide en prosedures wat dan op verskillende plekke toegepas word. So, een taalbeleid wat pas in een taalplan en een stel prosedures wat dwars oor die universiteit by al die verskillende kampusse toegepas word. Maar daar's praktiese oorwegings wat telkens bepaal hoe hy toegepas word. Onder andere demografiese verspreiding, werkstale, daar's verskeie goed wat uiteindelik in die spel kom. Ek kom nou uiteindelik eers by opvoedkundige tolking. Wil jy gou neem deur die agenda, en ek weet die klokke gaan lui oor my, en dan sal ek nou maar stil bly daarna, maar ek wil graag met u praat oor hoekom het ons opvoedkundige tolking? 'n Kort oorsig oor waar dit vandaan kom, die finansiële implikasies wat ek dink wat hierin sal belangstel, en die uitdagings en risiko's. Nou op 'n biegpunt, dames en here, ek het 2 van my agendapunte moes uithaal, want toe ek sien, ek kom met 40 skyfies hier aan, en ek sien ek het 15 minute, toe besef ek, die interessante goed moet gaan, maar u sal my die reklamegeleentheid verskoon. Ons het intussen ook 'n boek geskrywe, in 2008, wat deur internasionale keurders gekeur is, oor opvoedkundige tolking. Ek het 'n paar kopieë hier as u sou belangstel, so ek gaan nie oor die navorsingsaspek praat nie, maar u kan verseker weet, ons tel alles behalwe benare in hierdie uitrol van hierdie tolkingsproses. Juis omdat dit so kompleks bly. Dis 'n nuwe ding. En mense kan baie maklik vir 'n ou sê, man, jy staan by die verkeerde boom en blaf. En jy dink self jy is so goed. So ons het 'n navorsingsspan bymekaar gekry en ons het navorsing gedoen hieroor. Hoekom opvoedkundige tolking? Ons het nou al 'n bietjie gepraat oor die verskillende taalafleweringsmodusse. Enkelmedium is wel bekend. Parallelmedium is bekend. Hy's swaar en hard op infrastruktuur en herhaling van alles. Alles wat jy doen, moet jy 2 keer doen.
dit kan meebring dat dosente wat in die Engelse baan is 'n ander boodskap kry as studente in die Afrikaanse baan en andersom. Dubbelmedium is natuurlik ook 'n groot uitdaging. Wieke het dit baie duidelik uitgespel nou. As jy egter die begrip funksionele meertaligheid najag of dit as jou onderbou stel, het ons agtergekom gee nie een van hierdie 3 modusse vir ons uiteindelik vreugde nie. En toe het ons begin met opvoedkundige tolking. En ons sien dit as 'n waardige 4de taalafleweringsmodus. Wat het ons geleer tot nou toe? Nou, julle gaan my verskoon as ek nou die mooi kant hiervan uiteindelik skilder, hoe anderster, ek staan nou hier om vir julle te vertel hoekom werk dit so goed. Maar wat ons regtig gesien het, en die eerste afleier hier, was 'n per ongelukheidjie. Ons sien dat daar 'n natuurlike assosiasie kom, as ons die studente in een groep bymekaar het. Ons sien uiteindelik ook in die beskuldiging wat ons telkens hoor in ons land, dat as ons die studente in een groep bymekaar het, dan lei 'n taalverdeling nie hy loop nie langs raslyne nie. Jy het dus in een groep regtig 'n geïntegreerde 'n prent van hoe dit in Suid-Afrika lyk. Ons kry hierdeur infrastrukturele speling. Ons hoef nie ons rooster te dupliseer nie. Ons hoef nie ekstra lokale te soek nie. Dosent hoef nie 2 keer klas te gee nie. Hulle hoef nie in een periode te sorg dat die inhoud uiteindelik by al die verskillende taalgroepe uitkom nie. Wat ek nie by sien nie, maar wat tog belangrik is, kollegas, is die feit dat mens meer tale in een klas kan gebruik, en ons gebruik dit inderdaad so. Ek sal vir u nou vertel. Dit verlig die druk op dosente. Ek wonder met eens of jy meer tyd vir navorsing, ons verhoogde navorsingsuitsetting nie dalk hieraan gewyd kan word, meneer die visiekanselier, maar ek glo nie, ons moet nou nog meer navorsing doen. Daar's tyd dus dat dosente uiteindelik meer admin kan doen en meer navorsing kan doen. Daar's gemoedsrus vir studente, en dit kom uit ons data uit, kollegas. Hulle sê, om dieselfde boodskap van dieselfde dosent in dieselfde geleentheid te hoor, en te weet wat ons almal saam vir volgende keer moet voorberei, maak het hulle ingesluit voel, and not merely accommodated, was die woorde wat die respondente gebruik het. Dis definitief goedkoper as parallel. En ons dink is baie meer verantwoordbaar as dubbelmedium. Dis daar baie innoverende aanpak, en die kreatiwiteit hieraan, ons het die kar gebou soos wat ons aangegaan het, kollegas. Ons het vir mekaar gesê, ons het nou 2 wiele, ons bou 'n fiets met hom, maar net miskien kan ons met hom maan toe gaan. En u kan sien, ons het in die laaste tyd erkenning gekry vir ons werk. Ons het in 2007 die FHK prestige toekenning gekry vir die tolkdienste en ons aanpak met meertaligheid by die universiteit. Ons het 'n Pansat-prys gekry in 2008, is die hoër onderwysinstelling wat die meeste vir meertaligheid en nasiebou gedoen het. Ons het die monografie uitgegee in 2008, ek wou nou nog vir u die blurb gelees het, maar hy lê gelukkig aan die ander kant en ek kan hom nie nou gaan haal nie, wat die internasionale keerders gesê het, dis iets waarvan regtig, dis 'n innoverende aanpak, waarvan daar nie net nasionaal nie, maar definitief ook internasionaal kennis geneem moet word. Soos ek sê, ek het geelboeke by my. Ons het HOKK, ek kan nog nie amptelik, baie nie amptelik sê, ons het die universiteit het 'n kommandasie gekry vir die innoverende aanpak wat taalbestuur betref, wat die tolking, wat tolking aangaan. En dan die taaldirektoraat verlede jaar 'n eksterne evalueringspaneel, die EPE's praat ons in die hoër onderwysverband van, gehad, en daar was 'n paneel kundiges gewees wat gesê het, en dit wil ek mag dit aanhaal, dis beste praktyk, nasionaal en internasionaal, want dit gee 'n oplossing uiteindelik om komplekse taalomgewings te help bestuur. Dit maak dit vir ons moontlik om daai praktiese haalbaarheidseis in artikel 29 van die grondwet uit te voer. Dis prakties haalbaar. Jy kan meer taal is dus nie meer 'n belemmernis, hoef nie 'n belemmernis vir toegang te wees nie. En ek sê dit by die volgende een. Maar dit maak die erkenning van diversiteit binne 'n konteks van keuses moontlik. Ons het met eers opsies, kollegas, anders is 'n mens baie min opsies. Waar het alles begin?